Ek is nou klaar met die onder ons en met die NG Kerk Hermanus. Ek het my stelling gestel en die kerk is gewaarsku. Ons moet waarsku. Die video is ook afgehaal, maar ek hoop mense het begin wakker skrik. Hierdie was 'n groot wake-up call vir alle kerke in Suid-Afrika, nie net die NG nie. Die predikant het wel gesê dat almal eintlik maar dieselfde God aanbid. Dit is uiters lasterlik om ons Here en ons God gelyk te stel aan afgode. En dan waarom swyg oor die waarheid? Waar was die 10 gebooie? Uit die Bybel gesny? En waar was die geloofbelydenis? Nie gedoen nie omdat dit ongemaklik is voor moslems? Enige een wat Christus nie bely voor die heidene nie, sal die seun ook nie voor die Vader bring nie. Dis 'n dodelike ernstige dinge waarmee die NG Kerk Hermanus speel. Pas op. In die video was daar wel kinders wat deelgeneem het aan die nagmaal, en daar was gesê daar wel antichriste in die kerk was. My punt is gemaak. Kinders mag nie deelneem aan die nagmaal nie, want kinders het nog geen benul hoe om introspeksie te doen, as ook hoe om die woord introspeksie eers te spel nie. In elk geval kan geen belydende lidmaat deel hê aan die nagmaaltafel nie. Hoekom is dit dan so? Voor elke nagmaal in my kerk kom die ouderling om besoek aflê. Dan gesels ons oor issues en belangrike sake en ons neem dit op met die Here en met die dominee en die kerkraad. 'n Sondag voor nagmaal hou ons 'n bitter belangrike diens dat ons elk introspeksie kan doen in ons eie hartskamers. Dan die week wat volg, vas ons in geloof en ons maak reg met die Here, want Sondag as ons gaan sit aan die nagmaalstafel om uit die beker te drink en die brood te eet, dat ons nie 'n oordeel oor onsself uitdrink of eet nie. Die klem lê dat ons moet weet, Christus het vir ons gesterf aan die kruis vir ons sondes en dat ons nie aan ons sondes mag bly vasklou nie. Die ander kwessie is, jy kan nie ander gelowe in jou kerk innooi, tensy hulle wil leer van die Here nie. Die Here se huis is 'n heilige plek en 'n plek van orde. Dit is belangrik om 'n plek van heiligheid te preserveer en dit gaan terug na die Ou Testament van hoe ernstig die Here is oor sy gebooie. As ons gaan kyk na Levitikus 24 vers 16, ek gaan nou die Engelse weergawe lees. Anyone who blasphemes the name of the Lord is to be put to death. The entire assembly must stone them, whether foreigner or native born. When they blaspheme the name, they are to be put to death. Nou kom ons by die naam Jesus Christus. Hierdie is 'n verskriklike groot dwaling onder baie Afrikaner mense. Ek gaan seker nou 'n paar subscribers verloor, maar so be it. As hulle harte wil verhard, ek kan niks daaraan doen nie. Mag die Here leiding neem onder die res wat wil hoor. Ek het juis onder die kommentare gelees, hoe mense die naam Jesus Christus uitmaak as demonies. Dis 'n verskriklike ding om te sê as God demonies is, en dit link ook op met die bedroewing van die Heilige Gees, wat 'n onvergeeflike sonde is. Maar ek glo die mense weet nie hoe die vertaling regtig werk nie, en doen dit uit onkunde. Mag die Here hulle genadig wees. Die Nuwe Testament is uit Grieks vertaal. Kom ons kom by daai punt van waar die naam Jesus, waar dit vandaan kom. Nou, ek gaan nou vir julle hierdie ding nou hier opsit, dat julle kan sien. Die Griekse ekwivalent van Jesus Christus is Isos Christos. Jesus is 'n transliterasie van die Hebreëse naam Yeshua of Jehoshua, wat beteken Yahweh red. Terwyl Christus 'n vertaling is van die Hebreëse titel Mashiach, die Messias, wat beteken die gesalfde. Die Griekse vorm van die name en titel is gebruik in die Septuagint, die Griekse vertaling van die Ou Testament en die Griekse Nuwe Testament. Nou die ontleding van die Griekse terme. Isos, dit is die Griekse transliterasie van die Hebreëse naam Yeshua, of die langer vorm Jehoshua. Die betekenis, die naam is theoforiese naam, wat beteken Yahweh red, of die Here is heil. Christos, dit is die Griekse vertaling van die Hebreëse term Mashiach. Die betekenis, dit beteken gesalfde, 'n titel wat iemand aandui,
wat iemand gekies of aangestel is vir 'n spesiale doel, soos 'n koning of 'n profeet. Nou die historiese konteks, in die Septuagint, toe die Hebreëse skrifte in Grieks vertaal is vir die Hellenistiese wêreld, is die naam Yeshua as Isos weergegee. Die Nuwe Testament. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf en die name en titels is in hierdie vorm gevestig. Dit gebruik van Isos Christus en die standaard manier geword om na Jesus in die Grieks sprekende Christelike wêreld te verwys. Nou as daar nou weer iemand is wat teenstand wil bied teen die naam van Jesus Christus, dan is julle nou werklik waar besig om die Heilige Gees te bedroef. Wees gewaarsku. Baie dankie dat julle gekyk het en geluister het. Asseblief subscribe na my kanaal, like hierdie video en stuur dit aan so ver as moontlik, laat die mense kan geleerd raak. Jesus is nie 'n demoniese entiteit nie, hy is die Seun van God en hy is God self. Baie dankie.